Shalom maatjies, welkom by Storytyd saam my Juffrou Jolie. Ons reis vandag verder deur die Bybel. Maar maatjies, julle is so slim, julle weet wat Juffrou Jolie nou gaan sê. Ons moet gou-gou stop en eers bid. Maak toe julle oogies. Papa God, baie welkom in ons teenwoordigheid. Papa, dankie vir elke maatjie wat saam met ons reis deur die Bybel. Dankie dat ons meer van die woord kan leer. Dankie dat elke maatjie super spesiaal vir U is. In Jesus naam. Amen. Vandag se storie is oor Isak se twee seuns, Esau en Jakob. Isak en Rebekka het twee seentjies gehad. Een se naam was Esau, hy was eerstegebore, en toe Jakob, maar net 'n paar minute. Ons noem dit mos 'n tweeling. Esau was uit in die veld gewees. Hy het gejag, terwyl Jakob besig was om 'n heerlike pot lensiesop te maak. Toe Esau van die veld af terugkom en hy ruik die heerlike sop, wil hy so graag van dit gehad het. Hy sê toe vir sy boetie, "Gee vir my van daai sop, asseblief." Jakob sê vir hom, "Dis reg, maar gee vir my jou eersgebore reg." In die Bybelse tyd het die pappa die seun altyd geseën, die een wat die oudste was, met God se seëninge. En omdat hulle 'n tweeling was, het Jakob dalk gevoel hy verdien ook 'n seun. En sy boetie het weer gevoel, "Ag, wat is die seun tog? Ek gaan tog eendag doodgaan, so dalk wil ek eerder nou heerlike lensiesop hê." En hy stem toe in. Hy gee toe sy eersgebore reg vir sy broer vir 'n bordjie lensiesop. Isak was baie oud gewees en hy het gevoel dis die regte tyd om nou die seën oor sy oudste uit te spreek. Maar Rebekka wou graag gehad het Jakob moes dit kry. Hulle twee beraam toe 'n plan. Omdat Esau baie harig was, sou sy pa dadelik geweet het as dit Jakob was wat in die kamer ingekom het en nie Esau nie. Sy ma Rebekka help hom toe om hom oor te trek met 'n diertjie se vel, sodat hy baie harig voel. Isak was baie oud gewees en kon nie meer mooi sien nie. So na ete, toe voel hy aan sy seun se arms en hy voel dit voel harig, so dis seker Esau, en hy spreek toe God se seën oor Jakob uit. Toe Esau terugkom van die jag af, toe hoor hy wat het gebeur. Hy was woedend kwaad. Hy wou vir Jakob te seermaak. Rebekka, hulle mamma, stuur toe vir Jakob weg na sy oom Laban. Wat is die les van die storie, maatjie? Ja, ons mag nie jok nie. Dis nie mooi om te jok nie. Dit maak Papa God se hart baie seer. Onthou maatjies, Juffrou Jolie wil graag by jou skool of jou kerk kom kuier. So vertel vir julle pastore, julle dominees, julle onderwysers dat Juffrou Jolie graag by julle kuier. As julle van Storytyd hou, like en subscribe, dan sal julle dadelik weet as Juffrou Jolie 'n nuwe storie opsit. Volgende week reis ons verder deur Papa God se woord. Baie Jesus liefde maatjies. Totsiens.